Welkom aan elkeen wat ingeskakel is by die gedenkdiens van Jakobus Andries Ludik. Nou die meeste het hom geken as André Ludik. Nou ons harte gaan uit en betuig ons meegevoel aan sy weduwee Sandra Ludik, kinders, kleinkinders, familie en vriende. Nou terwyl ons wag dat almal inskakel, gee ek vir die geleentheid om hierdie gedenkdiens te deel op Facebook as ook jou WhatsApp status. Nou ek het 'n lied vir hierdie geleentheid geskryf. Luister gerus daarna terwyl ons die boodskap deel en almal die geleentheid gee om in te skakel. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. 'n korrel word gesaai, die verganklike, die hemelse word opgewek, die onverganklike. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Al sug jy en voel beswaard, daar is 'n ewige hoop, 'n lewe vry van die aardse, nuut en vry. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Halleluja, soos donderslag, Here God almagtig, hy is koning, jou Vader vir ewig. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Nie meer pyn, trane, smart, moeite is verby, vrede, rus, soos beloof. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Nou ja, as jy nou eers ingeskakel het, wil ek jou hartlik welkom heet by die gedenkdiens van Jakobus Andries Ludik. Hy het meer bekend gestaan as André Ludik en ons harte gaan uit en betuig ons meegevoel aan sy weduwee Sandra Ludik, kinders, kleinkinders, familie en vriende. Nou die lied wat jy sopas na geluister het, met 'n geskryf spesiaal vir hierdie geleentheid en ons sal later weer na hierdie lied luister. Nou ja, voordat ons voortgaan met die verrigtinge, laat ons eers saam bid. Hemelse Vader, ons wil vir U baie dankie sê vir die geleentheid wat ons as U kinders het, gelowiges, vriende, familie, kennisse, Vader, om vanoggend te kan vergader, Here, om U naam te kan grootmaak. Heel eerstens omdat ons lewe, omdat ons hart voor die aangesig van U deur die Gees gerusgestel is en die waarborg het van die ewige lewe. Vader, die ewige lewe, die geestelike is vir ons onbekend. Die lewe na die dood is vir ons onbekend. Vader, maar waar André homself vandag bevind, dit is bekend vir hom. Hy is vry van hierdie aardse smart, van hierdie aardse pyn, van hierdie aardse lyding wat hy deurgegaan het vir meer as 'n jaar, is eintlik al 'n paar jaar wat dit saamkom, maar die laaste jaar en 'n paar maande was hy op 'n siekbed gewees, vanaf die hospitaal tot by die ouerhuis, elke dag in pyn, smarte en lyding, Vader. En wanneer ons saak voor die aangesig van U reg het, dan betree ons ewige huis, Vader. Ek wil U net U naam loof en prys en eer en verheerlik vanoggend
Vader, omdat U God is, omdat U ons trek, omdat U ons lief het, omdat U Seun Jesus Christus gestuur het, om vir ons te kom sterf. En wanneer ons in U Seun Jesus glo en hom kan aanneem en hom kan bely en in sy voetstappe kan volg, Vader, dan is daar vir ons die belofte van die ewige lewe. Wanneer die aardse tentwoning afgebreek word, hierdie liggaam, Vader, Here my God, hierdie liggaam moet sterf, hy moet terugkeer na die stoflikheid van hierdie wêreld, na hierdie aarde toe, Vader. Dan is ons siel vry om ewig te lewe. Ek wil bid, Vader, dat U vanoggend, Here, die harte sal vertroos van hulle, Here, wat hulle pa, oupa Grootjie, familie, vriende, eggenoot Sandra, Vader, dat U almal sal vertroos in hierdie tyd ook. En ek wil vir U baie dankie sê, dat ons altyd na U toe kan kom, dat ons hart, ons gedagtes, ons siel voor U aangesig kan uitstort, ons gebroke hart voor U kan bring, dat U genesing kan bring, en ook vertroosting, Vader. Lei my in hierdie diens, Vader, dat dit sal wees tot eer en verheerliking van die heilige naam, dat ek net die woord en die waarheid van U sal spreek, in Jesus se naam. Amen. Nou ons gaan heel eerste, gaan ons die gedenkbrief lees, om die verrigtinge te begin, en ek gaan oor om wel die gedenkbrief aan U voor te hou. Nou na 'n lang siekbed is Jacobus Andries Ludik, meer bekend as Andrei, op 13 Mei 2026 in die ouderdom van 68 jaar na sy ewige huis, waarheen hy nooit weer sal terugkeer om deel te hê aan die aardse nie. Sy aardse liggaam keer terug na stof, alhoewel sy siel in ewigheid leef. Nou ek wil graag dit wat ek gesê het, staaf deur die woord, sodat ons kan verstaan, as kinders van God, dat die woord is altyd die hoogste gesag en autoriteit. En wanneer ons die skrifte so lees uit die woord uit, dan kan ons harte voor die aangesig van die Here gerus wees. Want hy het sy woord ingegee vir ons as kinders van die Here, sodat ons daardeur bemoediging, hoop, lering kan ontvang. Nou die eerste skrif wat ek vir jou wil lees, is in Prediker 12 vers 5, en kom ons gaan net gou oor na Prediker 12 vers 5, en dit is net die laaste gedeelte, hierdie hele gedeelte gaan oor hoe die mens aan die einde van sy lewe gaan kom, en net die laaste deel van hierdie vers sê, want die mens gaan na sy ewige huis, en die rouklaars sal op die strate rondgaan. Nou ja, ons is hierso met 'n gedenkdiens, daar's rou in harte, daar's seker baie vrae, baie kwessies, onopgeloste sake, maar nietemin, dis wat die woord sê, ons op aarde, ons gaan hier voort, maar Andrei het wel sy ewige huis betree. Dan is daar nog een vers wat ek graag aan julle wil voorhou, en dit lees ons in Job 7 vers 9 tot 10. Job 7 vers 9 tot 10. Die wolk verdwyn en gaan heen, so kom hy nie weer op wat na die doderyk neerdal nie. Hy sal nie meer teruggaan na sy huis nie, en sy plek sal hom nie meer ken nie. En is dit so, wanneer ons lewe hier op aarde verby is, jy kan nooit weer terugkom na hierdie aarde toe nie. Jou gees kan nooit weer op hierdie aarde lewe nie. Hy is afgesny van hierdie wêreldse, hierdie aarde, hierdie tydelike, want jou siel is dit wat voortleef in die geestelike wêreld. Dan is daar nog een skrif wat ek graag aan julle wil voorhou, en dit is in Prediker 9, kom ons lees gou Prediker 9 vanaf vers 5 tot 6. Kom ons skakel net gou oor daar na die skriflesing toe. Prediker 9 vers 5 tot 6. Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe. Dit is nou ons, né? Maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naaiwer, het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie. En dit moet 'n mooi herinnering vir ons wees, as
mens wat nog op aarde leef. Partykeer ywer ons soveel en ons is haatdraand en dalk verbitterend en wat die geval ook al mag wees. Maar die persoon wat oorlede is, al die gevoelens, al die werk, al die loon wat hy vir homself vergader het, beteken niks meer nie. Die oomblik is jy jou asem uitblaas en dit is wat ons in Psalm 146 vers 4 ook lees. Daardie dag, daai oomblik wat jy jou asem uitblaas, is dit gedaan met jou planne hier op die aarde. So ek hoop, ons wat in die lewe is, kan dit vind in ons hart, om ook die kwaad, die haat, dis soos wat hy sê, die haat, die naaiwer, alreeds kan uitroei, voordat ons tent, hierdie tentwoning, voordat dit afgebreek gaan word, en ons bevind ons in ons ewige huis. Kom ons gaan voort met die gedenkbrief. André is gebore op 3 April 1958 en sal onthou word as geliefde eggenoot, pa, oupa en familielid. Hy laat sy geliefde eggenoot Sandra Ludik agter, asook sy kinders André, Karlien en Roan en sy kleinkinders. Daar sal wel 'n gemis en verlange in harte wees na ons innige meegevoel aan die familie en vriende in hierdie tyd van ons bediening ook, waaraan hy die laaste tyd so getrou behoort het. Nou Sandra het 'n video gemaak, 'n opname gemaak, wat sy 'n hart deel en dan wil sy ook graag 'n paar bedankings doen. Goeiemôre almal. Ek wil net graag vanoggend met my man se gedenkdiens wil ek net baie graag 'n paar dingetjies vir julle sê en ek wil net 'n paar bedankings doen. Ek wil net baie graag my dankbaarheid uitspreek teenoor ons hemelse Vader, wat ons deurgedra het, wat my en André deurgedra het in hierdie tyd. Ek wil dankie sê aan elkeen wat André geken het en aan die hele dakgemeente. Soos almal weet, is André deur 'n geweldige lydingspad van siekte die laaste jaar en 3 maande. Ek wil net baie dankie sê vir elkeen se boodskap, net die vrae hoe gaan dit, belangstelling, oproepe en almal wat hom kon besoek het vir wie dit moontlik was. Ek wil ook vir Karen en Stanley ontsettend baie dankie sê vir hulle geestelike ondersteuning hierdie afgelope tyd en leiding wat hulle vir my gegee het en al die gebede wat ek weet dag en nag gedoen is. Dankie vir elkeen wat se gebede vir André en vir my en liefde en die omgee van almal van julle. Hy het elke boodskap wat hy so waardeer en wat ek vir hom sê, die persoon bid en die gemeente bid vir hom en die persoon stuur vir hom 'n boodskap hê. En elke keer as ek dit genoem het hom dan die trane geloop van blydskap as hy dit hoor. Maar wat my die meeste getref het van André in sy siektetoestand in daai tyd, in hierdie tyd, as ek daar gekom het en ek vra hoe gaan dit met jou, dan sê hy, dit gaan goed met my. En dit het vir my geweldig getref en dit laat my skaam kry vandag, want 'n mens het so maklik altyd iets om oor te kla en hy het nooit gekla nie. Baie dankie, dan wil ek net baie dankie sê aan my ouers, aan my broer en my suster, wat die finansies vir André se versorging in die ouete huis verskaf het, en ook baie dankie vir die finansiële ondersteuning, wat hulle nog steeds vir my gee op hierdie stadium. Ook baie dankie aan elke persoon wat finansies bygedra het vir my, wat hulp verleen het as daar probleme is en situasies wat ek in was. Ek kan my bure net uitsonder, John en Samantha. Ek het eendag hier myself hier uitgesluit. Ek het nie 'n foon nie, ek ken niemand se nommer nie. Die moeite wat hulle gedoen het om my te help om weer in die huis te kom,
die kar wat gebreek het. Hulle het my geweldig baie gehelp. Baie dankie daarvoor. Hulle het vir my kos aangedra, natuurlik baie mense het bakke kos vir my gestuur en aangedra, so baie dankie daarvoor. En dan wil ek ook aan my seun Roan baie dankie sê, wat 'n geweldige ondersteuning is vir my. Hy's 'n ondersteuning met die besigheid en met die werk, en met al die dingetjies wat hy vir my doen, en hy's altyd daar om te help, en hy sê net vir my as jy iets nodig het, as ek iets moet doen. Baie dankie my seun. Laastens wil ek alle eer aan God onse Vader gee, wat hierdie dinge moontlik gemaak het, en alles vir ons voorsien. En dan die belangrikste van alles vir my, dat God deur sy liefde en genade my man se siel gered het, en dat hy nou by sy Vader in die hemel is. Ek weet, dit was sy grootste hartsbegeerte na sy bekering, dat hy in die hemel sal wees by sy Vader. Baie dankie julle. Daar sê baie dankie Sandra. Nou, Karen het ook 'n boodskap wat sy graag wil deel, maar voor ek daai boodskap gaan deel, dink ek dit gaan gepas wees. Ek het nou so 'n tydjie terug 'n lied geskryf oor die nuwe Jerusalem. En Sandra het dit nou so mooi verwoord, dat sy so dankbaar is, dat haar man by sy hemelse Vader is. En dit kom hoofsaaklik uit Openbaring 20 uit, so ek wil hê ons moet na hierdie lied ook luister voordat ons oorgaan na Karen se boodskap, wat sy ook graag met ons wil deel. Dis verby, nuut en vry, die nuwe hemel en aarde, gered en hoop, 'n skat weggelê vir die toekoms, ewig in die hemele bewaar, waar mot en roes nie verniel, diewe nie kan steel. 'n stad van goud, met 12 fundamente, parelpoorte, kristalhelder, 'n see van glas, rein, heilig, volmaak, uitgenooi na die bruilof van die lam, jou werke beloon. 'n stad soos 'n bruid versier daal neer, die nuwe Jerusalem. 'n stad van goud, met 12 fundamente, parelpoorte, kristalhelder, 'n see van glas, rein, heilig, volmaak. Wat staan, gesuiwer, kosbare stene, goud en silwer. Trane word afgevee, geen smart, geen pyn, geen moeite, dis verby. 'n stad van goud, met 12 fundamente, parelpoorte, kristalhelder, 'n see van glas, rein, heilig, volmaak. 'n
stad van goud, met 12 fundamente, parelpoorte, kristalhelder, 'n see van glas, rein, heilig volmaak. As hy prys die Here. Dit wat ons in die Bybel lees is Openbaring 21, hoofsaaklik waar ek die lied uit van geskryf het, en dit wat ook die Here Jesus gesê het, in die hemel is daar nie meer mot en roes en smart en pyn en moeite nie. Nou ja, André is daarso, hy het sy saak met die Here reggemaak, en wat 'n voorreg was dit vir my gewees, om hom te sien hoe hy sy lewe met die Here regmaak, en ek kon hom ook gedoop het. Wow, is dit nie amazing, om dit saam met hom en Sandra te kon beleef het, en hulle seun Roan ook nie, en saam met my vrou, wat die Here ons weer gelei het, ook in daardie saak. Nou ja, ek gaan oorgaan na 'n boodskap toe, wat Karen ook opgeneem het, of sy wil ook ietsie met u deel, en ek gaan net gou haar die geleentheid gee, om haar boodskap ook met u te deel. Ons liefste sussie Sandra, vandag wil ek spesiaal van die geleentheid gebruik maak, om ook ons waardering teenoor jou uit te spreek, terwyl jy almal met soveel deernis bedank het. Ons elkeen weet hoe jy jouself gegee het die afgelope paar jaar, om alles so goed as moontlik te laat verloop, terwyl jy nagte en nagte lank deurgebid en gehuil het, net vir krag. Jy het altyd net gesê dat dit goed gaan, en jy was altyd derentyd net bekommerd oor André, al het ons almal geweet in watter drukking jy is met sy siekte, en met alles wat jy moes hanteer. Dit was geweldig op jou, maar jy het nooit moed opgegee nie. Ons waardeer jou verskriklik baie, en vir dit wat jy vir André gedoen en beteken het. Die inisiatief om saam met hom die dienste te luister, die oorvoentjies wat jy in sy ore gedruk het, om die dienste te luister en die musiek, die liedjies, ag, en die stoute sweeties, wat jy vir hom gebring het vir 'n bederfie, dit was sy hoogtepunt, en die gegeurde watertjies waarvoor hy so angstig gewag het. Jy was net awesome. Ag Sandra, dankie net vir alles. Dankie vir jou liefde, jou opoffering en alles wat jy met soveel liefde en ywer gedoen het, al het jy self min krag gehad, sonder om ooit te kla. Liefde so onselfsugtig. Die liefde in jou hart was net so groot dat André hemel toe moes gaan, en tog het jy by sy bekering en sy doop beleef, en ook die fenominale verandering in sy lewe om God se rus te vind. Ons waardeer jou, my sussie, en ons is verskriklik baie lief vir jou, en ons hoop ons kan jou ook die bystand bied wat jy nodig het. Ons wil altyd net daar wees vir jou, met baie liefde van ons almal. Daar sê baie dankie my vrou, dit is Karen se boodskap aan Sandra, skoonsissie, nie net skoonsissie nie, werklike sissie in die Here, want die geestelike familie is die belangrikste van alle families, want as jy deel is van die geestelike familie, is jy deel van die bloed en die lewe van die Here Jesus Christus, en vir ewig gaan ons saam wees in God se koninkryk. Nou, ek het vanoggend 'n gedagte wat ek graag met u wil deel, juis op hierdie geleentheid. Dit is die gedenkdiens, as jy nou eers ingeskakel het, van André Ludik. Jacobus Andries is sy geboortename. Hy is op 13 Mei 2026 oorlede op die ouderdom van 68 jaar, en is vanoggend sy gedenkdiens. Nou ja, ek het 'n interessante boodskap wat ek met u wil deel, en dit is ook ons temalied wat ons in die begin gespeel het van hierdie tentwoning wat afgebreek word, en eintlik vir die kind van die Here is dit 'n tyd van heerlikheid. Nou ja, elke mens op aarde se lewe begin met sy vleeslike geboorte as baba, is dit nie waar nie? En net soos wat dit begin het, gaan dit wel ook op 'n einde kom. Nou, elke mens op aarde gaan een van twee geboortes beleef, of jy wil of nie. Dit maak nie saak van jou stam, taal, nasie, geslag of ouderdom nie. So ja, op aarde is dit hoe dit sal wees, dat elkeen een van hierdie twee
geboortes gaan beleef. Dis afgesien van jou baba geboorte. Nou die minderheid ondervind 2 van hierdie geboortes. Die meerderheid ondervind, afgesien van jou baba geboorte, ondervind die meerderheid slegs 1 van hierdie geboortes. Nou die groot saak is dat elke mens moet die 1 geboorte ondervind, alvorens hy die 2de geboorte kan deurgaan. Anders is die 2de geboorte katastrofies. Nou wat is hierdie 2 geboortes waarvan ek praat? Nou hiermee sluit ek jou aardse baba geboorte uit. Goed. Nou die eerste een moet plaasvind voor jou aardse dood en dit is die wedergeboorte soos deur Jesus geleer. Dit is 'n geestelike geboorte terwyl jy op aarde leef. Nou kom ons lees die skrifgedeelte wat die Here Jesus hierdie lering vir Nikodemus gegee het. Nou Nikodemus was 'n leraar van sy tyd, 'n godsdienstige, voorbeeldige persoon gewees en die Here Jesus het vir hom gesê die Here Jesus het vir hom gesê dat hy moet weergebore word. Nou kom ons kyk Johannes 3 vanaf vers 3 tot 5. Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom: Hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord: Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water, dit is die woord van God, en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Ek wil hê ons moet oplet op die in vers 3 wat hy sê, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien. En later kom Jesus en hy sê, jy kan ook nie daar ingaan sonder die wedergeboorte nie. Nou kom ek verduidelik vir jou vanoggend waaroor gaan dit. Nou heel eers as ons kyk in vers 3 wat hy sê nie sien nie. Dit beteken om nie te verstaan nie. Engelse woord praat van perceive. Dit is baie soos die uitdrukking, kom ons sê jy vertel my iets en dan sal ek vir jou sê, ja ek sien wat jy sê, maar ek sien dit nie letterlik nie, met ander woorde, ek verstaan. Nou sonder die wedergeboorte sal ons nooit kan verstaan waaroor gaan die koninkryk van God nie. En natuurlik, dis net logies, as jy nie verstaan waaroor gaan die koninkryk van God nie, kan jy nie jou lewe inrig om eendag daarin te gaan nie. Dit is wat die Here Jesus hierso vir Nikodemus gesê het. Nou ons moet verstaan, Nikodemus in sy tyd, dit was nog die Ou Testamentiese tyd, hy was 'n leraar van die wet gewees, ywerig, voorbeeldig. Hy was ook, nadat Jesus gekruisig was, het hy saam met Josef, het hy Jesus se liggaam gaan vra vir Pontius Pilatus. So hy het geglo in die woorde van die Here Jesus Christus. Hy het dit ter harte geneem. En natuurlik met die uitstorting van die Heilige Gees kon hy sy lewe ook reggemaak het. En tog met dit het die Here Jesus vir hom gesê, Nikodemus, jy as 'n ywerraar, jy wat in my glo, jy wat verstaan meer as die meerderheid van die Jode van die tyd, jy moet weer gebore word. Om te verstaan waar gaan my koninkryk, om eendag ook wel daar te kan ingaan. Natuurlik kon dit nie gebeur het alvorens die Heilige Gees uitgestort word nie. En dit het my ek het altyd gewonder, Here, nou waarom sou die belangrikste boodskap in die evangelie aan een mens in 'n kamer verkondig sou word? Een kant alleen waar daar nie skares is nie. En ek het besef eendag, jy met 'n persoonlike ontmoeting met die Here hê. Daai dag, baie sal dit verstaan as ek het my hart vir die Here gegee. Daai dag toe ek die Here begin dien het, toe ek my hart oopgeskeer het, toe ek erken het ek is verlore. En het jou hart net kom offer, want daar's niks wat jy kon gedoen het om die wedergeboorte te bekom nie. Daar's niks wat jy kon gedoen het dat God jou aangeneem het nie. Jy moes net jou hart oopgeskeer het, oopgebreek het. Want om in die Here te glo is 'n werk, dis 'n aksie, dis 'n optrede
optrede. Dis nie net 'n woord en 'n tradisie waarin jy groot geword het en dalk gekatkeseer het of een of ander kursus geloop het, teologiese kursus of pastorale kursus of wat die geval ook al mag wees. Dit is 'n persoonlike hartsaak wat jy voor die Here kom en jou lewe oopmaak. Die woord sê so mooi, hy sê offer hierdie gebroke hart, hierdie verslae gees van jou, hierdie gees wat gebroke en stikkend is, kom offer hom vir die Here en dan sal hy jou aanneem. Nou jy's op hierdie punt wat ek ook 'n interessante lied wat ek ook 'n tydjie terug geskryf het en ek wil dit ook graag vir jou speel as 'n aanmoediging om jou hart ook voor die Here oop te maak. God verhoor my nie. Die twyfel, die angs, die donker, skeiding tussen jou en God, sonder hoop, mooi van buite, dood van binne, godsdienstig mooi, hart vol doodsbene. Geboorte voor die skeiding verwyder, word sy kind vandag, offer jou gebroke hart, bekeer, erken, roep uit, sy liefde uitgestrek deur Jesus Christus. Helder skyn die lig van God in die hart, deur wedergeboorte, voor die skeiding verwyder. Die lam, die offer gedoen, middelaar en deur na die Vader, word jy versoen, word jy kind van God. Word die skeiding verwyder.
Daar's ek het geen klank gehad nie, jammer daarvoor. Kom ons gaan net gou weer terug. Waarom is die wedergeboorte so belangrik? Kom ons lees net gou die skrif. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Nou ons kan duidelik sien uit hierdie skrifgedeelte, dis die enigste manier om kind van God te word, is om jou hart vir die Here te gee, om hierdie gebroke hart voor hom te bring, om jou hart oop te skeer. Alreeds in die Ou Testament sê die Here, moenie jou klere skeer nie, maar skeer jou hart oop. En wanneer jy jou hart oop skeer, wanneer jy hierdie gebroke hart voor hom bring, en dan neem hy jou aan as sy kind, en dis net sy kinders wat sy koninkryk gaan ingaan. Ons moet seker maak, ons is sy kind. Want jou siel word weergebore deur die Gees, die lewende woord van God. Dit is waarom die wedergeboorte so belangrik is. En dis wat die Here vir Nikodemus gesê het. Jou godsdienstige werke, en ons is baie keer godsdienstig. Ons is ywerig in ons Christelike godsdiens. Ons het goeie standaarde. Ons doen ook goeie dinge, maar is jy weergebore? En dis wat die woord van die Here sê. Jy kan nie gered word uit werke nie, maar nadat jy gered is deur genade, is daar werke wat ons wel in die evangelie moet volbring, om seker te maak die pad wat ons begin het, is die pad waarmee ons gaan eindig. Nou ja, dit is die eerste geboorte. Die tweede geboorte wil ek nou met julle deel, en dit is baie belangrik om dit ook te verstaan, en min mense besef wat is hierdie tweede geboorte, en dit is skriftuurlik korrek. Ek gaan die skrifte aan jou voorhou, sodat jy saam kan lees. Nou ons kan van Jesus leer wat die tweede geboorte behels. Nou kom ons lees gou, en ek gaan vir julle skrifgedeelte lees in Johannes 16 vers 20 tot 22. Johannes 16 vers 20 tot 22. Lekker opgewonde vanoggend om so saam die woord van die Here te kan deurgaan, want die woord van die Here bring vryheid. As ons Christene is dit ons maatstaf waaraan ons lewe moet meet. Voorwaar ek sê vir julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees, en julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander. Nou hierso praat hy met die disippels voordat hy gekruisig was. 'n Vrou het droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur gekom het, maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan haar benoudheid nie. Om die blydskap dat 'n mens in die wêreld gebore is. Julle dan ook nou droefheid, maar ek sal julle weer sien, en julle sal bly word, en niemand neem julle blydskap weg nie. Nou die Here Jesus praat hierso, en dit sluit aan by die gedeelte in Openbaring 12, waar hy praat van die vrou en hierdie manlike kind wat uit hierdie vrou gebore word. Nou hierso kom die Here Jesus, en hy verduidelik hoe hulle in hierdie benoudheid gaan, hoe sy disippels in hierdie benoudheid gaan, en hy is hierdie kind wat uit hierdie benoudheid uit voort moet kom, wat gebore gaan word uit hierdie droefheid. En hoe het hierdie geboorte plaasgevind? Jesus moes gekruisig word, en toe hy opgestaan het uit die dode, het hy kom wys dat hy is hierdie manlike kind wat gebore was uit hierdie vrou se droefheid, sy benoudheid. Is dit nie amazing om dit te verstaan nie? Dis hoe ryk God se woord is. Tot in Openbaring 12 praat hy van hierdie vrou wat in die benoudheid is, met hierdie 12 sterre as 'n kroon ensovoorts, en die Here Jesus het gepraat van sy disippels, hoe hulle op trone gaan sit in God se koninkryk, die 12 disippels. Dis hierdie kroon wat op hierdie vrou se kop is, en dat hy uit hulle gebore geword. Met ander woorde, terwyl hulle in droefheid is, gaan hy sterf. So, wanneer jy doodgaan, is dit ook 'n geboorte wat plaasvind. Hoekom? Want hierdie aardse liggaam moet neergelê word. As ons in 1 Korintiërs 15 lees, en ek gaan nie al die skrifte deurgaan nie, maar jy is welkom op jou eie tyd. 1 Korintiërs 15 is 'n verskriklike ryk hoofstuk wat ons leer van die aardse en die ewige, en hoe die aardse moet neergelê word sodat die ewige geopenbaar kan word ensovoorts. Dan praat hy hierso van hierdie korrel wat gesaai moet word. En as iets nie sterf nie, kan iets nie lewe nie.
Nou waarom hy hierdie vergelyking maak, is wanneer jy kyk na 'n saadkorreltjie, hy gaan in die grond in. En die oomblik as hy sterf, dan begin hy uit te loot. En hy begin 'n plant of 'n boom of wat die geval ook al is uit te kom. Kom ons praat nou maar van 'n boom, want die woord van die Here vergelyk sy kinders baie met hierdie boom wat moet vrug dra. Want die vrug wat ons moet dra is nie vir homself nie, dit is verander. So hierdie saadjie verdwyn heeltemal, sodat hierdie boom na vore kan kom. En dis wat hy sê, hierdie aardse liggaam moet gesaai word, sodat ons ewig kan lewe in God se koninkryk as sy kinders. Maar as ons nie die eerste geboorte deelagtig geword het terwyl ons op aarde lewe nie, kan ons ongelukkig nie daarop aanspraak maak, jammer, dankie daarvoor my vrou, aanspraak maak om die ewige koninkryk van God in te gaan nie. Want dan word ons gebore in 'n ander koninkryk. So die dood is ook 'n geboorte. Want is hierdie saadkorrel wat jy moet neerlê, wat moet sterf, wat moet verdwyn, wat terugkeer na die stoflikheid van hierdie aarde toe. Nie na sand toe nie, nie na grond toe nie, na stof toe, matter, materie. En sodat jy vir ewig jou siel kan lewe in die geestelike koninkryk, wat jy op besluit het, waar jy dit eendag wil deurbring. Nou droefheid is die smarte wat elkene, wedergeboorte of nie, in hierdie wêreld deurgaan. Dit is geboortepyn. Nou ek wil vir jou 'n baie interessante skrif lees. Dit is in Matteus 24 vers 5 tot 14 is die hele gedeelte. Ek gaan dit net gou vinnig deurpraat, dan gaan ek net op so 2 verse vir aandag vestig op 2 verse. Die Here Jesus kom en hy praat daarvan hoe baie mense gaan sê ek is die Christus. Kom ons kry dalk die skrif op die skerm, dan kan jy lekker saam met my lees. Ek gaan hom net so deur hardloop as om elke reël wel saam met u deur te lees, sodat u ook kan verstaan waar kom ek vandaan wanneer ek praat van droefheid en smarte, is wat die wêreld deurgaan, of jy nou kind van die Here is of nie, of jy ateïs is, of maak nie saak wat is jou geloofsoortuiging, of jou herkoms, of jou wat die geval ook al mag wees nie. Almal gaan hier deurgaan, en kom ons lees wat die Here Jesus vir ons hierso gesê het. Hy sê, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Dis Matteus 24 vanaf vers 5, ek gaan lees tot so vers 14, gaan ons deurgaan. So daar is baie mense wat gesê, hulle is die Christus, met ander woorde, hulle gaan hulle self voordoen as predikers. Christus beteken 'n gesalfde. So baie mense kom en sê ek is 'n pastoor of 'n apostel of 'n profeet of 'n dominee of wat ook al. Is daai persoon werklik waar deur God geroep en is hy werk soos Nikodemus? Hy was 'n leraar, maar hy moes weergebore word. So daar's baie leraars wat glad nie weergebore is. Hy is leraars omdat hulle so groot geword het of omdat dit vir hulle eerbare werk is. En in hierdie konteks sê Jesus, baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus. So ek is 'n bedienaar van God se woord. Goed, kom ons gaan voort. En so sal hulle wat nie weergebore is nie baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorlog. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Vers 7. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnood en pessiektes en aardbewing wees op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak en julle haat en julle sal deur die nasies gehaat word ter wille van my naam. Nou wat leer die Here Jesus ons? Hy sê al hierdie dinge wat oor die wêreld is, wat ons beleef. Ons beleef dit elke dag. Ons beleef benoudheid, verdrukking in ons persoonlike lewe. As ons dink aan Andrei ook. Hy het hierdie geweldige siekte vir 'n jaar en 3 maande was hy op 'n siekbed. Sy siekte het al aangekom tot 'n jaar en 3 maande gelede wat hy fisies opgeneem is in die hospitaal. En hy het hierdie geweldige smarte deurgegaan. Nou hierdie smarte in die oorspronklike woord in Grieks beteken letterlik die geboortepyne van 'n vrou. So elkeen in hierdie wêreld, of jy 'n kind van die Here is of nie, almal gaan deur hierdie geboortepyn. En dit is juis in hierdie tyd wat ons aangemoedig word as jy verder in die skrifgedeelte lees,
Want hy sê dis in hierdie tyd waar die valse prediking mense se harte gryp en mense volg agter verkeerde leringe aan. Hy sê maar hy wat volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Nie hy wat volhard vir 'n jaar of 2 of 'n week of 3 nie, maar hy wat volhard in die leer soos wat ons ontvang het van die Here Jesus Christus, want hy sê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar wat interessant is, glo is 'n werkwoord, en die Here Jesus sê, as jy in my glo, nou net voor dit, 'n paar verse voor dit in presies dieselfde gesprek, het die Here Jesus gesê, as jy glo, jy gaan hemel toe gaan, moet jy weergebore word, om te verstaan en te kan sien, waaroor gaan die koninkryk van God, sodat jy eendag wel daar kan ingaan. Is dit nie mooi nie? Ons ken Johannes 3 vers 16, maar ons besef nie, dit wat Jesus sê, as jy in my glo, as ons werklik in Jesus glo, moet ons glo wat hy ook geleer het in vers 3 tot 5, dat jy moet weergebore word. Dit is om jou hart vir hom te gee. Dis om jou lewe oor te gee aan hom. Dis nie, wanneer jy as Christen groot geword het, dit verseker jou nie God se koninkryk nie. Selfs Johannes die Doper, toe die Jode na hom toe gekom het, het hy vir hulle gesê, God is by magte, om vir hom 'n nageslag uit hierdie klippe voor te bring. So moenie steun op julle tradisie nie. Julle moet die vrug dra wat by die bekering pas. So ons bekeer ons baie keer self, ons gee ons hart vir die Here, maar is daar 'n vrug nadat ons lewe met die Here reggemaak het? Volhard ons tot die einde toe om gered te word. As ons nie volhard tot die einde toe nie, kan ons nie gered word nie. So smarte, pyn, benoudheid bring is hierdie geboortekanaal wat uiteindelik die geboorte van die dood voortbring. En hier's 'n baie interessante skrif ook in Romeine 8. Nou die hele gedeelte in Romeine 8 vanaf vers 18 af praat van hoe die hele skepping met reikhalsende verlange wag op die openbaarmaking van die kinders van die Here. En ek wil graag vers 22 aan die voorhou. Romeine 8 vers 22, ek bring dit gou vir julle hier op die skerm. Kom ons kyk net gou, waar is hy? Romeine 8 vers 22. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. Nou, hy praat ook in hierdie gedeelte dat die mens sit hom nie gewilliglik in hierdie posisie nie. Maar omdat ons in hierdie wêreld is ons aan hierdie nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar omdat God dit aan die nietigheid onderwerp het as gevolg van die sonde wat Adam en Eva in hierdie wêreld ingebring het. Want God is regverdig. Sy liefde is regverdig. Hy is heilig. Hy is 'n heilige God. En wat hy ook al sê, of jy dit glo, of jy dit nie glo nie, of jy dit aanneem en of jy dit nie aanneem nie, wat God gesê het, sal so wees. So almal, maak nie saak of jy vandag 'n kind van die Here is of nie, 'n Christen of nie, ons is aan hierdie nietigheid onderworpe, nie gewillig nie. En dit is hierdie benoudhede wat ons elke dag deurgaan in die wêreld, as ook in jou persoonlike lewe, is hierdie geboorte, hierdie benoudhede, hierdie droefheid wat jy elke dag deurgaan, sodat jy geboorte kan skenk in die ewigheid. Maar jy moet eers die wedergeboorte deelagtig raak. Anderste as jy dan die geboorte van die dood gaan deurgaan, gaan dit katastrofies wees en jy gaan jouself bevind op 'n plek waar jy nie gedink het jy sou wees nie. Nou Paulus skryf ons 'n interessante vers hierso in 2 Korintiërs 5 van vers 1 tot 5 en ek wil dit lees want dit is ons tema lied wat ons in die begin wat ek in die begin vir julle gespeel het. Dis 'n lied wat ek geskryf het juis met die oog op hierdie verrigtinge, hierdie diens. Nou kom ons lees gou hierdie skrifgedeelte en ek wil jou vandag opgewonde maak. Want ons weet
dat ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele, want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. So hierso erken Paulus selfs hy as bedienaar van God se woord gaan is elke dag in hierdie benoudheid. As ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. En ons moet een ding verstaan, dat die Bybel is geskryf aan kinders van die Here, gelowiges, nie vir die sondaar nie. Die onderskeid tussen sondaar en 'n kind van God is die wedergeboorte. As jy nie weergebore is, klassifiseer God se woord jou as 'n sondaar. As jy weergebore is, jy is gedoop daarna en jy stap die pad, jy volhard in heiligheid en in die leer soos wat dit vir ons neergepen is in God se woord, sal jy gered word. En tot ons en die woord is vir ons geskryf, sodat ons bemoediging kan kry om te verstaan, dat jy as kind van God, gaan elke dag, deur benoudheid, deur smarte, deur drukking, tot aan die einde van jou lewe. Dis die seisoene wat in jou lewe plaasvind, hoe dit gepredik word, die gewilde prediking wat mens eintlik mismoedig maak nie. Nee, jy is kind van God moet vandag verstaan. En Paulus was al 'n ou man hierso gewees en hy sê ek is nog steeds in hierdie druk, ek is nog steeds in hierdie verlange, ek is nog steeds in hierdie persinge, ek is nog steeds in hierdie ontberinge. En hy het volhard tot aan die einde toe en hy het sy lewe nagelaat. Jesus het sy lewe ook nagelaat. Dis vir ons neergepen, opgeteken, sodat ek en jy as kind van God bemoediging kan kry om te verstaan dat wanneer jy deur dinge gaan, God is bewus daarvan. Ons lees so mooi in Matteus 25 vanaf vers 31, spesifiek vers 40, hy sê, wanneer 'n kind van God deur benoudhede, deur honger, deur pyn, deur siekte, deur lyding gaan, is die Here Jesus Christus saam met jou, soos wat André vir 'n jaar en 3 maande in hy pyn en lyding in die hospitaal was die Here Jesus Christus saam met hom. Hy het geweet van André se lyding en te pyn, hy het geweet van Sandra se verlange en sy moedeloosheid en trane baie dae, met uitroepe voor God. Die Here het haar nie verlaat nie, die Here het André nie verlaat nie. As jy vandag in 'n benoudheid is, en jy's kind van God, het God jou nie verlaat nie. Hy is by jou. Hy is lief vir jou. Want hy sê ons moet deur hierdie benoudhede gaan. Want al lê 'n geboorte vir ons voor, en dis die geboorte van die dood, sodat ons bevry kan word van hierdie aardse liggaam, en dat ons vir ewig kan voortleef in God se koninkryk. Kom ons lees vers 4 van 2 Korintiërs 5. Want ons wat nog in die tente sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Nou, onderpand is waarborg. Jy word weergebore deur die Gees van die Here. Alleenlik kan jy die Gees ontvang en die waarborg het dat jy God se koninkryk ingaan deur die wedergeboorte. Daar's nie 'n ander manier om die Gees van die Here te ontvang. Daar's nie 'n ander manier hoe jy die waarborg van God kan ontvang as deur die wedergeboorte en te volhard in dit wat God van ons verwag nie. Ons is in hierdie benoudhede, ons is in hierdie drukking. Is jy vandag in siekte? Is jy vandag in benoudheid? Is jy vandag in angs? As kind van God, hou vas, druk deur, volhard tot die einde, moenie jou geloof verloor nie. Maak nie saak, wat is jou saak vandag nie? Ek dink Sandra kan saamgetuig. En sy het ietsie baie moois gesê, en dit sal vir ewig by my bly. Sy het gesê, 'n man moes deur daai pyn en smarte gaan, sodat hy huwelik gered kan word. Sodat sy besef, wat sy liefde, het sy eintlik werklik waar vir André gehad. En die woord leer vir ons
Ons kan nie lewe as daar nie iets is wat sterf. En hierdie benoudhede, hierdie angste wat ons as kinders van die Here beleef, moet ons laat verstaan, ons moet sterf vir die wêreld. Ons moet doodgaan, ons moet die wêreld afsterf. Ons moet nie meer deel daarin hê nie, want soos wat jy die wêreld afsterf, word die lewe van God in Christus in jou geopenbaar. En so kan jy die ewige lewe ingaan. Is dit nie wonderlik om dit te beleef nie? Nou ja, prys die naam van die Here, ek wil jou opgewonde maak. Andre het al klaar die tentwoning gekeer terug na stof toe, hy het al klaar die verwisseling deurgegaan, hy het al klaar die geestelike geboorte, hy het die geestelike geboorte, die wedergeboorte eers deelagtig geword, toe sy gebore deur middel van die dood in die ewigheid, om los te kom, om losgemaak te word van hierdie liggaam van die dood. Nou ek wil vandag afsluit deur weer ons lied te speel wat ek geskryf het vir die geleentheid. Luister saam met hierdie lied en mag u dan ook 'n geseënde dag verder hê. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. 'n Korrel word gesaai, die verganklike, die hemelse word opgewek, die onverganklike. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Al sug jy en voel beswaard, daar is 'n ewige hoop, 'n lewe vry van die aardse, nuut en vry. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Halleluja, soos donderslag, Here God almagtig, hy is koning, jou Vader vir ewig. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander,